Ons kom by 'n baie interessante hoofstuk in Genesis. Ons is by Genesis 6. Jy sal onthou, ons het verlede week klaargemaak met hoofstuk 5. Dit was 'n uitsonderlike geleentheid waar ons een hele hoofstuk op 'n slag gelees het en hanteer het, want dit was meestal geslagsregister. Maar die verhaal gaan verder en ons is by hoofstuk 6, waar ons vanoggend vers 1 tot 8 gaan hanteer. Vers 1 tot 8. Hoofstuk 6 is baie vol interessante en baie belangrike waarhede. So ons lees vanoggend Genesis 6 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ek gaan dalk vra voordat ons saam lees. Jy sit met die Bybel oop voor u. Ons is afhanklik van die woord van die Here. Dit is vir ons die bron van alles wat goed en reg en waar is. Kom ons bid net saam. Ons vra die Here om ons te seën by die aanhoor van sy woord. Buig net die hoofde, jy kan net so sit. Kom ons praat met die Here. Aanbiddelike Vader, wat 'n geleentheid. Wat 'n genadegawe om te dink ons is by mekaar, ons verdien niks, maar nogtans buig u neer om met ons te praat. U gee vir ons u woord. U gee vir ons u waarheid. U gee vir ons u self. Ons dink aan u woorde, u het self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En as ons wil hê mense moet by die Vader kom, dan moet ons Jesus verkondig. Daarom is ons vol dankbaarheid en lof. Ons wil saam met die profeet Jesaja uitroep, toe hy hoor hoe u met u volk werk, sê hy, ek sal die goedertierenhede van die Here prys. Die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. En die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede. Ons kan daarvan getuig, en ons wil u dank. In 'n tasbare sin het u vir ons oor die afgelope tyd soveel reën gegee, dat daar van ons damme is wat oorloop. Maar nogtans, al is ons skure vol, al het ons genoeg voorraad en alles wat nodig is, juis dan wil ons nie u hand los nie. Juis in hierdie omstandighede wil ons naby aan u bly. Na wie anders sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Seën ons vanoggend tot lof en eer van u naam. Amen. Genesis 6, ek lees vir u vers 1 tot 8. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel. Want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Let op die laaste vers, baie positief, ons gaan daarmee eindig. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die konteks van ons gedeelte, en dit is altyd belangrik om net vas te hou aan dit wat ons klaar hanteer het. Die konteks van die geslagsregister in hoofstuk 5 word duidelik gestel in die eerste woorde van vers 1. Toe die mense op die aarde begin
vermeerder. So dit is 'n geslagsregister wat vir ons sê hoeveel jare verbygegaan het. Dis 'n baie betroubare en 'n Bybelse lyn wat jy kan volg om te sien so oud het hulle geword, dis hoeveel jare hulle geleef het, seuns en dogters gehad en hulle het gesterwe. Maar hier's 'n interessante vraag. Ons gaan 'n paar interessante goed vanoggend sien. Ons gaan 'n paar groot woorde vanoggend teekom. So ek gaan u van wegstuur. U kan môre die ouens gaan wow by die werk met 'n paar groot woorde as u wil. Ons praat oor hoeveel mense was daar op aarde toe Noag se vloed die hele wêreld oorspoel het. Hoeveel mense was daar op aarde? Die Bybel sê nie vir ons nie, maar daar is baie interessante spekulasie en ek wil hê jy moet voordat jy nou te gemaklik raak, gou so 'n bietjie konsentreer, net 'n paar dinge noem. Volgens Genesis 5 se geslagsregister werk ons met ongeveer 1656 jaar. So dis so 1,5 millennia waarmee ons nou werk. En die vraag is, hoeveel mense kan in 1656 jaar gebore word? As jy begin met 'n man en 'n vrou en jy sê wees vrugbaar, vul die aarde. Hoeveel mense kan gebore word in 1656 jaar? Interessant, die bevolkingsgroei persentasie in 2016 in die wêreld word beraam en is afgerond 1.13% groei in die wêreld. So as die bevolkingsgroei in daai tyd 1.13% was, dan bring dit jou op Noag se tyd by ongeveer 251 miljoen mense op aarde. So in elk geval baie meer as wat ek gedink het daar sal wees, né? As jy nou nog nie gelees het wat die statistiek sê nie. Maar hier is 'n paar dinge wat ons moet onthou. Ek hou van statistiek, nou is daar variasies. As jy onthou dat hierdie ouens, hulle het nie die groei gehad wat ons het nie, hulle het baie meer gehad want hulle het buitengewone lang lewens gehad. En van hulle het selfs nog op 900 jarige ouderdom kinders gehad. Dit was 'n ander wêreld, dit was 'n heeltemal 'n ander situasie. Dan lyk die prentjie ewe skielik baie anders. Voorts, as jy as 'n voorbeeld vat, en ek sê nie dit is dieselfde nie, onthou ons is besig om te spekuleer, en dit gaan niks in ons saligheid verander nie, maar ek wil hier so 'n bietjie uitdaag om te dink hieroor. As jy die groei persentasie vat van die Israeliete toe hulle in Egipte was, ons het statistiek waarmee ons daar kan werk. Want die Bybel sê hulle het begin by 70 siele. Josef met sy mense, dis die volk wat God behou het toe Jakob en al sy seuns daar kom bly het, was hulle 70 siele en in 400 jaar wat hulle in Egipte gebly het, het hulle gegroei tot 2 miljoen. Dan sien jy volgens daai berekening is die groeikoers 2,56%. Wat al reeds, dis baie. Dit is 'n goeie groei. Dis 'n baie geseënde groei persentasie vir enige volk. As ons nou, en ek het vir u gesê die groeikoers in 2016 was 1.13%, as ons daai groeikoers net 'n bietjie optel vir die tyd wat Noag op aarde was, ek praat nou van net voor die vloed, kom ons maak 1.13% in 2016 se syfers, 1.3%, en onthou dit kan baie meer wees, want hulle het langer gelewe. Daar's 'n paar faktore wat jy moet onthou. Dit kan baie meer wees, dit kon ook dieselfde wees, want dit was bietjie, ja, dit was gevaarliker tye dalk. Hulle het miskien nou nie al die tegnologie en goed gehad nie. Kom ons maak dit 1.3%. Ons speel so 'n bietjie met syfers. As die groeikoers 1.3% was, weet jy waar kom jy uit in 1656 jaar? By 3,9 miljard. En vir die van u wat nie weet nie, ons is op hierdie stadium 7.88 miljard mense, beraamde 7.88 miljard mense op aarde. Dis interessant, né? Hoeveel mense was daar? Ek glo daar was miljarde. Ons weet nie presies hoeveel nie, jy kan spekuleer, maar dit was baie. Die konservatiewe ouens sê dit was heel moontlik presies dieselfde hoeveelheid as wat ons nou tans op aarde is. Min of meer dieselfde, moet ek eerder sê. Nou hoekom? Genesis 4 vers 1 tot Genesis 6 vers 8. Dit waar ons nou vanoggend eindig. 4 vers 1 tot 6 vers 8 gee vir ons 'n kykie in wat ons noem, hier is jou eerste groot woord vir die oggend, die antediluviaanse tydperk. Dit beteken die tydperk voor die vloed. Dis 'n ou woord, dis ook 'n Afrikaanse woord. Ek het gedink is net in Engels, maar die antediluvian,
die antediluviaanse tydperk. Dis die lewe, die wêreld voor die vloed. Dit was 'n baie ander wêreld gewees. Die vraag is, hoekom moet ons kyk na hierdie wêreld? Hoekom gee die Bybel vir ons hierdie inligting sodat ons kan weet hoe was dit in daardie wêreld? Ek dink as daar net as 'n hele klomp redes, maar as daar net een rede is omdat die Here Jesus behaag het. By geleentheid vra sy disippels vir hom: Here, hoe gaan dit wees voor u koms? Hoe kan ons weet u koms is naby? Want hy het gesê hy gaan weer kom. Toe sê hy in Matteus 24 vers 37 tot 39, en ek kan vir u sê, sy vraag was nie soos sy antwoord althans op die vraag van die disippels was lekker uitgebrei, Matteus 24. Maar onder andere sê hy, net soos die dae van Noag was, en nou vat hy ons nou daai tydperk waaroor ons vanoggend praat. Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en 'n huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Jesus trek 'n parallel en hy sê, soos wat dit was in daai tyd, so sal dit wees voor die koms van die Seun van die Mens. Daar's ooreenkomste. Nou kom ons vra, wat was die kenmerkende ooreenkomste? Wat was die eienskappe dan van hierdie tyd? Sommige van die ouens gee baie, ek gaan net 3 vir u noem. In die eerste plek erge materialisme. In die tweede plek grove sensualiteit, eintlik maar perversiteit, seksuele immoraliteit. Derdens, 'n verwerping van goddelike openbaring. Hulle wou nie luister na die woord van God nie. Die woord was daar, maar hulle wou dit nie hoor nie. Klink dit vir u bekend? Dit klink soos die tyd waarin ons lewe. Ons sien die parallel baie duidelik. Inteendeel, ek dink Paulus brei uit, en dis nou nie 'n versie wat op die bord gaan verskyn nie, maar Paulus brei uit toe hy by geleentheid vir Timoteus skryf, en hy sê vir hom, en ek glo, hy sê nie dit verwys na Noag nie, maar ek dink dis die laaste dae. Kyk hoe sê hy vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 3 tot verskondig 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Paulus sê weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Want mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dis die gees van ons tyd. Paulus sê dis hoe dit gaan wees in die laaste dae. Dit is die gees van ons tyd. Ek glo Paulus het gedink aan hierdie gedagte van die Here Jesus. Hy het gedink aan hierdie antediluviaanse tydperk. Dis hoe die atmosfeer, die kultuur was wêreldwyd. In hierdie tyd het die wolke saamgepak. En ek praat figuurlik. Die wolke van God se oordeel het saamgepak. Mense het dit nie opgelet nie. Mense het nie dit opgemerk nie. Nie lank daarna toe die storm losbars, en dis nou letterlik en figuurlik. God se oordeel wat losgebars het oor hierdie wêreld, is die hele wêreld deur die vloed oorspoel. Alles wat asemhaal het vergaan, behalwe die diere en die mense in die ark. En ons gaan daaroor praat. Maar dis die tyd voor die vloed. Vanoggend het ek 3 hoofgedagtes wat ons in hierdie gedeelte sien. En die eerste is die buitengewone boosheid van Noag se tyd. Die buitengewone boosheid. Ons tema is 'n wêreld vol boosheid. Dis wat vir ons beskryf word in hierdie eerste paar verse. Vers 1 en 2. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vrou geneem almal wat hulle verkies het. Die vraag hier, as jy hierdie versies lees, en dis 'n tema wat baie opkom en baie mense oor bespiegel en almal wil altyd weet wat gaan nou hier aan. Wie is die seuns van God waar hiervan gepraat word? Wie is die seuns van God wat met die dogters van die mense trou?
Daar is 3 gewilde sienings. Ek gaan al 3 vir u noem en ek gaan baie duidelik agterkom waar lê my sentiment. Weereens, dis nie 'n ding waaroor ons beklei nie, maar ek is altyd oop vir oortuiging as dit kom by sulke goed. So luister maar na dit wat ek vir u sê. Die eerste gedagte is dat die seuns van God is die afstammelinge van Set. Ons het gepraat oor die lyn van Set en die lyn van Kain. Nie sal ons onthou, die heilige lyn en die goddelose lyn. Die saad van die slang en die saad van die vrou. Nou is die eerste verklaring dat dit die afstammelinge was van Set, met ander woorde die goddelike lyn, wat met dogters van die mense van Kain se vroue getrou het. Die goddelose geslag. So dit was heiliges wat met goddeloses getrou het. Dit kan wees, maar ek dink dis 'n bietjie ver gevat, want sal dit genoeg rede wees om die hele wêreld as het ware te reset, dis 'n Engelse woord wat ek gebruik, maar om almal uit te wis as gevolg daarvan. Kyk, dit moenie so wees dat 'n kind van God met 'n ongeredde trou nie. Maar sal God die wêreld laat vergaan as gevolg daarvan? Die tweede siening is dat hierdie seuns van God verwys na gevalle engele, demone met ander woorde, wat met mense getrou het, menslike omgang gehad het en 'n geslag verwek het wat eintlik die menslike ras bedreig het. Die derde siening is dat die seuns van God helde was uit die verlede, mitiese verlede. Met ander woorde, heersers, tirankonings word hulle soms genoem. Daar's stories uit die nabye ooste se mitologie, verhale van manne, jy kan dit gaan lees, daar's baie van hulle op die internet beskikbaar, van ouens wat vreeslike vegters was. Hulle was brutaal en wreed. En die seuns van God word hulle nou na verwys, want hulle was volgens die mitologie was hulle deels God en deels mens. So ja. So wat is die regte interpretasie van die 3 gewildstes? Wat is dan die regte interpretasie? Volgens ons direkte konteks. Nou voor ek gaan kyk wat sê die slim ouens, dan probeer ek vir myself eers die dinge uitmaak. Het my hart dadelik geneig na die eerste mening. So dit was die afstammelinge, die lyn van Set, die heiliges wat met die onheiliges getrou het. 2 probleme met hierdie siening. Eerstens het ek gesê, dis nie genoeg rede om almal uit te wis nie. En die tweede probleem wat ons het met hierdie siening is dat die Bybel se gebruik van die uitdrukking seuns van God, die skrif moet met die skrif vergelyk word. Ons moet die skrif met skrif verklaar. Die uitdrukking seuns van God laat dit nie toe om te sê dit was die lyn van Set nie. Die woorde seuns van God kom net 5 keer in die Hebreëse Bybel voor. En hierdie 5 keer is soos volg. 1 keer in Genesis 6 wat ons sopas gelees het. 2 maal in die inleiding tot die boek van Job. Die inleiding praat ek van die eerste 2 hoofstukke van die boek Job, waar God die prentjie vir ons skilder waar hy in sy hofsaal is en die seuns van God voor hom verskyn. Dis die engele. Hy praat van die engele en ook die demone wat daar kom. Want die duiwel was daar en hy sê, God sê vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job. 2 maal in die inleiding van die boek Job. Dan in Job 38 waar die Here vir Job self sê, Job, waar was jy toe ek die heelal geskaap het, toe ek die wêreld en die planete en die sterrestelsels en alles gemaak het en die seuns van God gesing het van vreugde. Ook 'n verwysing na engele. En dan die laaste gebeurtenis of die geval waar hierdie woord gebruik word, hierdie uitdrukking seuns van God, is in die enkelvoud, maar dit is in die Arameese taal, waar in Daniël, toe die konings, Daniël se 3 vriende in die vuuroond gooi, Sadrag, Mesach en Abednego, toe skrik die koning en hy gaan nader en hy sê, maar het ons nie 3 ouens in die oond gegooi nie? En daar's nou 4 en een van hulle lyk soos, en dan gebruik hy dieselfde woorde, die seun van God. Hy praat van die enkelvoud. En dis 'n hemelse wese, verwysende na 'n godeseun, 'n goddelike wese wat dit dan sal oordra. Kan 'n engel wees of die engel van die Here kan dit wees, die Here Jesus. So dis die 5 keer in die Bybel waar ons hierdie presiese uitdrukking het en al 5 kere verwys na engele wesens.
Dis nie al nie. As 'n mens nou verder gaan, dan is daar 2 gedeeltes in die Nuwe Testament wat jou laat dink, "Joe, dit moet iets anders wees as wat ek dalk dink." In die Nuwe Testament, 2 Petrus 2 en dan ook in Judas het net 1 hoofstuk, verwys Petrus en Judas na wat hy noem mense, valse leraars, wat die geloof verloon het, die waarheid oor die Here Jesus eenkant toe geskuif het, die waarheid oor die werk wat hy kom doen het en oor die evangelie wat dit ontken, hulle het dit verstaan, maar hulle ontken dit. En dan sê hy, daar gaan valse leraars wees en hulle sal korrupsie en vernietiging in die kerk inbring. Die valse leraars gaan die kerk vernietig met hierdie valse leringe. En dis nie altyd die erge leringe, dis baie keer net so naby aan die waarheid, maar in elk geval. En wat Petrus dan doen is, hy doen 'n beroep op gevalle uit die Ou Testament waar hy basies sê, as God dan sy getroue mense in hierdie tye bewaar het, hoeveel te meer sal hy dit dan nie doen ook in die Nuwe Testament, in hierdie tyd waarin ons lewe nie. En die 2 gevalle waarna hy verwys, die 2 voorbeelde wat hy gebruik, Petrus gebruik dit en Judas gebruik dit, ek gaan net Petrus aanhaal. In Genesis 6 verwys hy na die dae van Noag, en dan verwys hy ook na die verhaal van Lot, wat gered is van die vernietiging van Sodom en Gomorra. Ek haal vir u aan 2 Petrus 2 vers 4 en 5. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie. Nou praat hy van, die ou wêreld is die antediluviaanse wêreld. Dit is die wêreld voor die vloed. Hy sê, hierdie engele wat gesondig het, waarna verwys hy? Dis die demone wat omgang gehad het met die mense, met die dogters van die mense. Hy sê, in die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Nou sy punt is, God se plan is nie ontspoor nie. God se plan is nie verydel nie, maar hy het steeds sy mense bewaar. Hoeveel te meer sal hy ons dan nie bewaar nie? Wat die verhaal van Genesis 6 dus in gemeen het met die verhaal van Sodom en Gomorra, want hy verwys ook later na Sodom en Gomorra, is dat daar 'n abnormale boosheid was, dis waaroor ons praat, 'n buitengewone boosheid, perversiteit, en hoofsaaklik dan word verwys na die perversie van die seksuele inmenging van demone en mense. En as dit dan aan die gang was, dan was die perversie van Lot se tyd die homoseksualiteit in Sodom en Gomorra. As God sy volk kon verlos van selfs hierdie vreemdste verdraaiings en perversie, dan sal hy die mense wat nou na Petrus luister ook verlos. En die wat na Judas luister, Judas was die halfbroer van Jesus. Hy sal hulle ook verlos. Hy sal ons verlos. Die enigste beswaar teen hierdie siening, en ek moet vir u sê, ek kies maar altyd die konservatiewe siening. Ek probeer nie sensueel wees en allerlei sensasies aan die voorhou nie. Maar die enigste probleem met hierdie siening is eintlik 'n baie flou argument, want is mense wat sê, ja, maar Jesus het self gesê in Matteus 22:30, engele trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. So in die hemel is daar nie huwelike tussen die engele ensovoorts nie. Dit het Jesus nie gesê in die konteks van wat hier gebeur het nie, in die eerste plek. En in die tweede plek, Jesus het nie gesê engele is geslagsloos nie. Engele is manlik. Nou, dis nie polities korrek deesdae om dit te sê nie, maar ek steur my mos nou nie aan die politiek nie. Engele is manlik. As jy 'n stel gaan koop met Maria en Josef in die stal en jy sien engele en daar's vroulike engele, dis onbybels. Engele is manlike wesens. Die Bybel stel dit so. So Jesus het nooit gepraat van getroue engele, die engele van God in die hemel nie. Hy het verwys na gevalle engele in Genesis 6 en daar is geen teenstrydighede tussen Jesus se woorde en dit wat Petrus en Judas gesê het nie. Die volgende vraag is, as jy praat van die reuse dan nou of hierdie verskil of die seuns van God, dan moet ons vra, wie was die reuse? Want hy sê vers 4, in die dae was die reuse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit was die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Wie was hierdie reuse? Wie was hierdie geweldiges dan nou? Nou die woord reus in Hebreëus is die woord Naphil. Die meervoudsvorm is Nephilim.
En moenie op YouTube of op Google gaan soek na die Nephilim nie, want daar is soveel bizarre verklarings en stories van die Nephilim. Ek sê altyd, bly by die Bybel, dan gaan jy weet wat is waar en wat is reg, want al die dinge is spekulasie. 3 maal in die Bybel word daar gepraat van Nephilim, word hierdie woord gebruik. 2 maal in Numeri 13 en 1 keer in ons gedeelte. Numeri 13 het gepraat van die reuse wat afkomstig was van die Enakite. Daar was reuse op daai stadium op aarde. Maar let veral, as jy nou kyk na vers 4 wat ons nou na kyk, let veral op die woorde, in die dae was die reuse op die aarde en ook daarna. Sommige dink, en dis die afleiding wat mense maak, dis soos wanneer jy sê 2 mense loop oor 'n brug. Jy ken mos die kinders se raaisels. Die een is die ander een se seun, maar die ander een is nie die ander een se pa nie. En dan is jy dadelik van stryk gegooi. So hoe werk dit? Dis sy ma. Want wat het jy gedink toe ek gesê 2 mense? Jy dink onmiddellik aan die geslag moet dieselfde wees. Nou hierso is presies dieselfde lyn. Jy praat van so die reuse of die seuns van God het gemeenskap gehad of het getrou met die dogters van die mense toe die reuse gekom. Dis nie wat die teks sê nie. Luister mooi wat sê die teks. Hierdie reuse was nie as gevolg van hierdie vereniging van demone met die dogters van die mens nie. Wat Moses wel hier doen in hierdie frase, in die dae was die reuse op die aarde en ook daarna, is om juis te sê, dis nie as gevolg daarvan nie, daar was alreeds die Nephilim op aarde en hulle was daarna weer op die aarde. So, jy vind egter al hierdie afleidings wat mense maak en bespiegeling en sensasionele goed. Hoor jy gaan ure lank besig wees as jy op YouTube met hierdie goeters begin met die Nephilim, want dis sensasiesoekers wat jou op 'n spoor vat en jy gaan agterkom, jy gaan eindig. As jy bietjie ingelig is en jy lees 'n bietjie weier as die normale ou, dan gaan jy uitkom by wat ons noem die boek van Henog. Dis 'n apokriewe geskrif wat praat van hierdie bose, halfgod, halfmens, demoniese reuse wat op aarde was. Is nie waar nie. Reuse was daar voor hierdie verenigings daar was en ook daarna. Dit is baie duidelik dat hierdie frase nie 'n nuwe gedagte begin as jy nou Hebreëse studie gaan maak. Dis nie 'n nuwe gedagte wat hy begin nie. Dis eintlik 'n tipe voetnota op dit wat reeds gesê is. Want Moses wil hê ons moet verstaan, is as gevolg hiervan nie. Hulle was al daar en hulle was ook daarna daar. So die vloed het hulle almal nie uitgewis nie. Nadat Noag en sy 7 mense, nou sy 3 seuns en hulle dogters en sy vrou weer 'n nasie begin bou het, was daar weer reuse daarna. Geweldig is. Nou hoekom sê Moses nie wie was hierdie reuse nie? Het jy daaroor al gedink? Want hy neem aan dat die lesers, onthou jy moet altyd, dis 'n geheim van skrifinterpretasie, jy moet aanvaar dat as iemand vir 'n gehoor skryf, hoe verstaan hulle die teks? Dis die betekenis van die teks. Hoekom het Moses nie vir hulle gesê, wie was hierdie helde, wie was hierdie manne van naam nie? Weet jy hoekom? Want hulle het van hulle geweet. Dit was konings, daar's benaminge van Bilgadesh, dink ek is die een se naam, is hierdie Sumeriese konings. Dit was geweldige vegters, hulle was brutaal, hulle was die ouens wat eers doodgemaak het en dan vrae gevra het. Hulle het nie gepraat nie, hulle was bekend vir hulle wrede regerings. En Moses sê, luister, dit het gebeur. Die demone het met die seuns van God gemeenskap, of met die dogters van God gemeenskap gehad, maar daar was toe al reuse op die aarde, en hulle was daarna daar. Dit was die reuse, dit was die manne van naam. Dit was die Nephilim, hierdie antieke helde. Bilgamesh is die naam van hierdie man. Jy gaan kyk na die boek van Moses. Nou, wie hulle ook al was, hulle is nie deel van ons storie nie. Hulle word genoem, maar hulle kom nie uit die saamwoon van engele en mense nie. Nou ek wil vir die verstout om te sê, pas op vir die apokriewe boeke. Die ouens dink hulle is slim as hulle die Bybel eenkant toe skuif en die apokriewe boeke bestudeer, want dan kry hulle hierdie ekstra inligting. Daar's 'n rede hoekom die apokriewe boeke nie in die Bybel is nie. Die Bybel is betroubaar. Die Bybel is waar. Elke woord daarvan is soos goud wat gelouter is in die vuuroond van die hemel 7 maal. Die apokriewe boeke nie. Daar's 'n rede hoekom hulle nie daar is nie. Ons kan nie alles glo wat hulle sê nie. Paulus waarsku sy lesers in 1 Timoteus 1 vers 3 en 4 sê hy:
Soos ek jou versoek het toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie. En dan sê hy, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder, meer as stigting van God wat in die geloof is. Die boek van Henog was al reeds daar in Paulus se tyd. Al hierdie ou geskrifte wat die mense nou ontdek en sê, hier is so 'n nuwe ding wat ons moet glo. Moet dit nie glo nie. Dit was al reeds daar. Paulus sê, pas op. Moet dit nie glo nie. As dit nie saam met die Bybel stem nie, moet dit nie glo nie. Want dit bring twisvrae na vore. Dit sit jou op 'n valse spoor en daar's altyd meer in as wat jy dink. Kom ek verduidelik vir jou hoekom sê ek so. Volgens die boek van Henog het hierdie ras wat dan nou ontstaan het, die reuse veroorsaak. En nou kyk die mens na dit en hulle kan hulle stamboom volg na die een en daai een, want die Jode was baie mal oor hulle lyn, hulle bloedlyn ensovoorts. En as jy dan nou kom by my oupa, agteroupa grootjie se agteroupa grootjie was 'n demoon. Wie kry die skuld vir my sonde? Die duiwel. En u sal beter weet as almal wat ek ken, want ek het dit vir julle gepreek, wie kry die skuld vir die sonde en die ongeregtigheid op aarde? As jy wil weet, gaan huis toe gaan kyk in die spieël. Die mens, dis ek. Die oomblik wanneer ek begin vingers wys na my oupa of my oupa grootjie of en soos wat hulle nou met die geslagsregisters kon uitkom by die demone, dan is jy op 'n valse lyn. Want dit gaan oor die mens. Ons is verantwoordelik. Die mens het God se verbond verbreek. Die mens was nie lojaal aan God nie. Hy was ontrou. Hy het gerebelleer. En as gevolg van die menslike rebellie, nie die engele, nie die duiwel. Onthou, ek praat nie goed wat die duiwel gesê het of gedoen het nie, of die demone nie. Maar as gevolg van die mense rebellie was daar en is daar vandag steeds 'n buitengewone boosheid, 'n wêreld vol boosheid. Dis wat die vloed gebring het. Nou het ons 'n paar goed verduidelik, maar ek moet dit net voordat ons na die tweede gedagte vinnig oorgaan. Die lyn van Set was wel in gedrang. En met die vermenging, met hierdie absolute erge vermenging wat plaasgevind het. Dis een van die groot redes waarom die vloed gekom het. God het egter daai demone gevat, gaan kyk na Petrus en Judas. Hulle is al reeds, hulle is voortydig opgesluit. Hulle word eenkant gehou. Hulle wag nou op die oordeel. As ek nou op ons tydlyn kan dink. Hulle wag op die oordeel. Hulle kan nie meer aangaan. So ek glo nie dit gebeur meer vandag nie. Dit kan seker, ek sê seker nie, want die demone soek na, hulle kan manifesteer as mense en al die dinge. Maar buitengewone boosheid het veroorsaak dat Set se lyn, hierdie bloedlyn, was ingedrang. Onthou wie moes kom? Die Messias. En as die duiwel dit kon regkry om hierdie bloedlyn dood te smoor, te laat uitsterf, te vermoor, of wat ook al, dan sou die Messias nie kom nie. En dis wat hy met alles in hom wil verhoed. Maar God gaan dit nie toelaat nie. En daarom moet ons die groter prentjie sien. Nou is ons klaar by vers 1 en 2. Vers 3 tot vers 8 vertel vir ons verder van God se reaksie op dit wat ons nou beskryf het, hierdie boosheid in die mensdom. 2 hoofreaksies gaan ons tweede en ons derde punt vorm. Die tweede punt is dan nou, God reageer in toorn. En hy's vasberade om te oordeel. Hy gaan hierdie dinge nie los nie. Vers 7, ek gaan nou nie kronologies lees nie, maar ons gaan al die versies hanteer. Maar vers 7 sê, die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Hierdie vers beskryf vir ons hoe God dit beleef het, maar dit word op 'n menslike manier beskryf. Ons kan God nie verstaan nie. So as hy iets van homself aan ons moet uitdruk, as hy iets van homself aan ons moet verduidelik, dan doen hy dit in ons taal. Dis soos wat jy met 'n baba taal praat, so praat God met ons, menslik. En ons noem dit, tweede groot woord vir die oggend, 'n antropomorfisme. Beteken, God praat op 'n menslike manier. En daar's baie plekke in die Bybel. Hy sê, God se ore is nie te swaar om te hoor nie. God het nie ore nie, hy's gees. Hy praat van die hand van God en God se neusgate by geleentheid. Hy praat van God asof hy mens is. Dis antropomorfisme. Dit beteken, dis om ons te laat verstaan hoe God reageer. Vers 5 sê ook, toe die Here sien, weer eens, antropomorfisme.
Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Nou ek het juis hierdie vers ook gekies omdat die woorde toe die Here sien of toe God sien. En ons het hierdie frase al voorheen raak geloop. By die skepping, Genesis 1 vers 31. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was goed. Nou die skrywer Moses deur die Heilige Gees gedrywe, nou sien God en dit is sleg. Het hierdie kontras. Daai tyd na die skepping sien God is goed. Nou sien God en hy sê dis sleg. Dis alles net boos. In Genesis 6 sien die bose geeste ook die mense. Daar's ons klem wat gelê word hierop. Die bose geeste sien die dogters van God. Maar God sien, hulle sien die dogters van God, van die mens, verskoon tog. Die dogters van die mens is mooi. Maar God sien en hy kyk met 'n totale ander perspektief. Hy sien die boosheid van hulle harte. Hy sien die brutale begeertes wat eintlik net selfsugtig is in hulle harte. Noemenswaardig wat hy sien. Kyk na vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels, dit beteken sy gedagtes, wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Let op, God sien die mense se hart. Ons sien wat voor oë is. Ek sien mense doen goed of mense sê goed. Ons hoor dis aan die buitekant. God sien jou hart. Hy kyk na jou motief. Hy kyk dieper as wat ons ooit sal kan sien. Nou dit is die universele toestand van die mens sonder God. Die boosheid is in die mens se hart. Al sy gedagtes is altyd net sleg. En as sy gedagtes sleg is, dan is sy dade sleg. Dis hoe dit werk. Paulus haal Psalm 14 aan in Romeine 3 en hy sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Dis die beskrywing van die mensdom. Dit was die mensdom in Noag se tyd, dit is die mensdom vandag, vriende. Daar is niemand regverdig nie, niemand word goed gebore nie. Kyk na die beskrywing van die mensdom in vers 5. Toe die mens sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Hoekom lees ek dit weer? Hier is 'n praktiese illustrasie, as jy wil, van wat die gereformeerde teologie noem, die verdorwenheid van die mens. Dis 'n baie praktiese, sigbare illustrasie van die totale verdorwenheid van die mens. En die leer, as jy dit ooit al bestudeer het, van die totale verdorwenheid van die mens, beteken nie elke mens is so sleg soos wat hy kan wees, potensieel nie. Nee, dit beteken net die totale verdorwenheid is in al jou aspekte, in jou hele wese, in jou gedagtes, in jou begeertes, in jou wil, in jou dade, in jou spraak. Al die fasette van jou lewe is verdorwe. Sonder God is dit hoe die mens lyk. Totaal verdorwe. En die eerste ding wat ons dan nou doen is om te dink, "Haai maar, ek ken goeie mense. Wat lyk my net so gebore is want hulle ken nog nie die Here nie, maar hulle is goeie mense. Hulle doen altyd net goed en hulle help ander mense en hulle is lief vir mense." Dan kom Jesaja 64 vers 6 en hy sê, ons het almal geword soos 'n onreine, in al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Dis hoe die mens voor God lyk, vriende. Selfs ons beste voet wat ons voorsit, selfs ons mooiste Christelike lewens wat goed doen aan ander mense, beteken vir God niks sonder die geregtigheid van sy seun. Dis 'n besoedelde, vuil stuk lap wat niks werd is. Weet jy wat word hier van die tafel afgevee? Nou, ek gaan nie daarop uitbrei nie, want ons kan, maar ons wil nie. Miskien wil ek, maar ons het die tyd nie. Die Arminiaanse gedagte van jy wat self kan kies of jy en wanneer jy die Here wil dien. Daar bestaan nie so iets. Ek gebruik altyd die illustrasie, dan sê ek vir die ouens wat nou lief is om tennisbal te speel en handjie tennis vir die klein kinders, dis soos om
met 'n tennisbal op 'n skuins dak te speel. As jy nie baie moeite gaan doen om daai bal op te slaan nie, wat gaan met hom gebeur? As niks met hom gaan gebeur nie, gaan hy afrol. Hy gaan na een kant toe gaan en is altyd afdraande. En dis die gedagte van die Bybel. Die Bybel sê die mens is in sy wese verdorwe. Hy bedink altyd wat sleg is. Hy doen altyd wat sleg is. Ongeag vriende, onthou nou, moenie jou nie vergelyk met builmoordenaars en reeksverkragters nie. Vergelyk daai goeie tannie wat onder in die straat bly wat die Here nie ken nie, vergelyk haar met die heiligheid van God en jy gaan skrik, want ons ken nie haar hart nie. En dan lyk dit vir ons goed, al lyk dit wat ons sien mooi en vreeslik aanvaarbaar. Dis boosheid in God se oë. Ons het reeds gesê, daar was erge perversie op hierdie stadium op aarde. Maar daar was ook geweld. Genesis 6 vers 4. In die dae was die reuse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Dit beteken, daar was geweld, daar was bloeddorstigheid. Hierdie reuse, ons het nou klaar gepraat oor die Nephilim. Dis die enigste plek waar die woord voorkom, hierso in Genesis 6 en dan ook in Numeri 13:33 twee keer. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane, ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Dis die verspieders wat die verslag kom gee. Dis die enigste plek waar dit uitkom. Nou dit was groot vegters, bekend vir hulle geweld, dis hoekom hulle 'n naam gehad het. En dis waarom vers 11 mooi saamvat in Genesis 6, ons sal nog daarby kom, en hy sê, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Ek wil dit uitwys en ek hoop jy sien dit raak, daar's twee sondes wat altyd hand aan hand loop. Sonde het altyd 'n boetie wat hy saambring. Jy moenie dink as jy een sonde in jou lewe toelaat, hy gaan alleen bly nie. Hy bring altyd 'n boetie of 'n neefie of 'n oom of 'n tannie of iets saam, en my maat, voor jy kan uitvee, dan sal hy sommer baie, want dit is hoe sonde werk. Nou hier's twee. Seksuele immoraliteit, perversie en geweld. En hoor wat ek vir u sê, die hele spektrum van wetteloosheid is hier volop, maar hierdie twee word genoem, want dis die twee hoofstrome. Dis soos twee treinspore. Al die ander dinge loop daarmee saam. Weet jy wat het ek in my lewe geleer van immoraliteit? En dis nou die kwessie rondom ontrouheid in die huwelik. Weet jy wat gaan saam met 'n buiteegtelike verhouding? Altyd. Altyd. Leuns. Jy moet lieg. Jy moet lieg om iets weg te steek. En die oomblik as jy leuns toelaat, dan bring hy sy oom saam. En die oom van die leuen is geweld. Want wat gaan jy doen as hy jou leuen nie glo nie? Dan moet jy hom dit laat glo. Ek praat menslikerwys. Ons sien dit ook vandag, vriende, wanneer 'n samelewing afwaarts gaan, op hierdie spiraal afwaarts, is dit altyd op hierdie twee spore van seksuele perversie, geweld. Seksuele immoraliteit, geweld. Dis die twee spore. John Murray, die baie bekende John Murray, skryf oor die gedeelte en hy sê, the indulgence of sexual vice in any form kindles the flames of passion which break out in other directions, particularly in violence. So, as hierdie seksuele sonde eers toegelaat word in 'n nasie, in 'n volk, in 'n lewe, in 'n hart, dan is die volgende tree gewelddadigheid. Dit breek uit soos 'n damwal wat breek. As jy hierdie bose mengsel van seksuele losbandigheid en geweld, dis 'n mengsel, dis soos 'n dodelike drankie. As jy hierdie saamgooi, dan sien jy die afwaartse spiraal in lewens, families, kulture, samelewings. Dink saam met my. Julle onthou mos vir Kanaan, die land wat die Israeliete ingeneem het. Hoekom het God hulle so wreed geoordeel in die tyd toe Israel die land Kanaan ingeneem het? Hoekom het hy die meeste van hulle met die bandvloek getref? Dis oor hulle perversie.
Hulle het Baal-aanbidding gehad, hulle het Kamos aanbid. Dit was offers van hulle eie kinders aan hulle gode. Dit was seksuele perversie saam met prostitusie in die tempels. Al hierdie goeders was deel van die lewe in Kanaan toe die Israeliete daarin gekom het. En God het gesê, maak skoon. Dink aan die Romeinse ryk. Ek weet nie of jy lief is vir die geskiedenis nie, maar as jy die magtige Romeinse ryk gaan bestudeer, dan sien jy die krake en jy sien die perversie en die absolute gewelddadigheid van die Romeinse ryk. Dink aan keiser Nero, losbandig, verlief op geweld. Mense het letterlik gegaan na die amfitheaters toe om te kyk. Hulle het dit geniet om te sien hoe Christene opgevreet word deur wilde diere en hoe mense uitmekaar geskeur word en op die wreedaardigste maniere vermoor word. Hoekom? Dit was 'n bloeddorstigheid in hulle hart. Sien jy dalk dieselfde tendens in ons post-Christelike Suid-Afrika? Ek is lief vir ons land. Ek is lief vir Suid-Afrika. Ek is 'n murgend boer. Maar ek wil vir u sê, die oomblik toe ons die deure oopgemaak het vir, daar is nie meer sensoraat nie, en daar is nie meer dit nie, en daar is nie meer dat nie, toe het ons die deur oopgeskop vir hierdie twee treinspore, seksuele perversie en geweld. En dis wat mense soek, dit is ons vermaak, dit is wat ons wil hê, dis wat ons wil sien, dis wat mense trek. Hoekom? Dit sê iets van die mense hart, nie waar nie. R. Kent Hughes, wat 'n baie goeie kommentator is, ook oor hierdie gedeelte, hy het 'n boek geskryf oor Genesis, baie goed. Ek het gaan kyk, want ek was nuuskierig toe ek sy gedeelte lees, toe gaan kyk ek sy boek, ek dink is Life in the Beginning, is die boek se naam, die kommentaar se naam, maar in ieder geval, hy's gepubliseer in 2012, so dis 'n bietjie oudtyds, maar hoor wat ek vir u sê, luister na wat R. Kent Hughes se kommentaar hieroor sê. Hy sê, video stores, nou dit is al klaar, video stores, ons het nie meer sulke goed nie, want ons sien alles op die selfoon deesdae. Hy sê, video stores now rent movies filming animal attacks on actual people, so that you can view the real thing. Human beings being torn apart while you eat popcorn. Truly, it is a feast of demons. En ek stem saam met R. Kent Hughes. Ek skrik as ek dink aan hoe ons al so lou gemaak is, so gekondisioneer is, dat bloed, geweld, en selfs die goed wat, lyk my alledaags op TV is, skok ons nie meer nie. Dit skok ons nie meer nie. Dit lig nie eens meer 'n wenkbrau, as daar sulke goed gepleeg word nie, want ons wil altyd meer, ons wil altyd erger, ons wil altyd, dis die gees van ons tyd. Hoe reageer God op hierdie boosheid? Wat is God se gesindheid oor dit wat aangaan? Kyk na vers 6. Dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. Daar was smart. Onthou, hy praat menslike, hy praat baba taal, hy praat menslike taal. God kan nie verander nie. God bly altyd dieselfde God. Maar hy probeer iets beskryf sodat ons kan verstaan, God was nie tevrede. Die woorde, dit het die Here berou. Dit beteken nie God se wil het verander, of God se wese het verander, of sy plan het verander nie. Nee, hy's onveranderlik. Dit beteken bloot net, Moses gebruik hierdie beskrywing om die smart, om die pyn, God se reaksie op sonde te beskryf. Dis weer eens 'n antropomorfisme, om vir ons te laat verstaan, God kan nooit hierdie goed goedkeur nie. Maar hy reageer met twee voornemens. Eerstens, om die lewensduur van die mense te verkort. Vers 3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Maar sy dae sal wees 120 jaar. Sommige ouens sê, dit beteken, dis hoe oud die mens dan sal word. En ander ouens sê, nee, dit beteken, van die tyd wat die Here dit gesê het, tot hy die vloed gestuur het, was 120 jaar. Ongeag, ek dink daar's waarheid in al twee. Want net na die vloed het dit baie vinnig die lewensdae van die mens minder geword, en dit was ook min of meer 120 jaar, want dit was volgens God se woord. Die tweede, hy het gesê, gaan die mensdom verdelg as gevolg daarvan. Sy smart en sy berou, die belewenis wat hy gehad het, het gemaak dat sy heilige, regverdige oordeel
in aksie gesit is. Vers 7. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. 2 keer sê hy berou. Dit beteken nie God kan berou hê nie, hy kan nie. Maar is om vir ons menslik te laat verstaan, hy kan daarmee nie saamgaan nie. Hy kan dit nooit aanvaar en niks doen nie. Hierdie regverdige ontsteltenis wil ek dit noem. Hierdie misnoë wat God nou te kenne gee in die woord berou. Dit is God se onveranderlike reaksie teenoor die boosheid wat nou ontstaan het, die boosheid van die mensdom. Die boosheid van die mensdom. Ons verstaan nie hierdie goed nie, omdat ons die heiligheid van God nie verstaan nie. As jy 'n probleem het met God se oordeel in Genesis 6, dan wil ek vir u sê, jy verstaan God se heiligheid nie. As jy 'n probleem het daarmee dat God mense hel toe gaan stuur, dan wil ek vir u sê, jy verstaan nie die heiligheid van God nie. Daar's baie liberale teoloë, ouens wat op 'n stadium die evangelie liefgehad het en eens die Bybel geglo en gepreek het, maar wat nou hulle rug gedraai het op hierdie dinge en dan begin hulle vra en hulle doen een van 2 dinge. Hulle kyk na hierdie gebeurtenisse en sê, die God wat ek graag wil verkondig, is 'n God van liefde. Hoe versoen jy dit? Met die sonvloed. En dan doen hierdie ouens een van 2 dinge. Of hulle sê, dit het nie regtig gebeur. Dis 'n mite. Of dit was nie 'n wêreldwye vloed nie, of wat ook al. Hulle doen of dit, of hulle maak dit af as onregverdig en dit terreur. Dis die ouens wat na jou toe sal kom en sal sê, goed dan, sê vir my, hierdie God wat jy so aanbid, sê vir my, hoe kan 'n God van liefde mense verdelg? Babetjies, vrouens, onskuldige mense verdelg. En my eerste reaksie daarop is, ekskuus, wat het jy gesê van onskuldige mense? Daar bestaan nie so soos 'n onskuldige mens. Die mensdom is so boos. En op hierdie stadium so verdraai, verwronge, dat God gesê het, ek gaan hulle verdelg. Van oorbegin. Noag, sy vrou, 3 seuns en hulle 3 vroue. 8 mense in die ark. Ons gaan nog baie daaroor praat. My vriende, die mensdom het nie verander van die dae van Noag nie, nee. Ons natuur het nie verander. Ons is nog net dieselfde. Die verdorwenheid van die mensdom het beslis nie verbeter nie. Mense wil graag glo, ons is beter mense as daai. Ons is meer gesofistikeerd, ons is minder gewelddadig, ons is meer soos Jesus. Jy weet, ons moenie ophou om te vergeet dat ons kan onsself nooit in God se posisie plaas waar ons sê wat is reg en wat is verkeerd. God is die lyn. Hy trek die lyn van reg en verkeerd. In die oomblik wanneer jy begin sê ons is beter, dan sit jy jouself in die regterstoel en jy sê kom ons kyk of dit wat God gedoen het regverdig was. Hoe kan 'n God, as jy daai vraag begin vra, dan is jy in die regterstoel en jy begin God in die beskuldigde bank sit en jy probeer hom oordeel. Ons moet God se oordeel oor ons sonde vrees. Ons moet God se reaksie op sonde vrees, want dit dryf jou na die Here Jesus. Dis alwaar jy veilig is. Dis alwaar jy skuilings gaan kry. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 7, nou ek het vir u die woorde saamgebring van die 2020 vertaling. Hy's net beter, duideliker as die ou vertaling. Hy sê, maar die huidige hemele en die aarde word deur dieselfde woord vir vuur op sy gesit. Dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van die goddeloses. Hy praat van die oordeel van God wat aankom is. En onthou, en ons gaan nog daaroor praat, God het beloof, hy sal nooit weer die wêreld met water verdelg nie. Maar daar kom vuur. Dis die oordeel. Dis die oordeel wat aankom is. En in die vers 3 vers 7, 2 Petrus 3 vers 7, die huidige hemel en die aarde word deur dieselfde woord. Dis dieselfde woord as in Noag se tyd toe die vloed gestuur is. Dis dieselfde woord wat gesê het God se oordeel is aankom. Die waarskuwings was daar. Die waarskuwings is uit basyn. God se oordeel is aankom. Dieselfde waarskuwings is voor die wederkoms uitgestuur. Word voor die wederkoms uitgestuur. Dit bring, as jy dink aan die oordeel van God, en ek haas my, bring dit ons by soveel meer die kosbare laaste gedagte, met die laaste versie.
God gee genade aan sy mense. U onthou ek het gesê, God reageer op twee maniere. Die boosheid van die mense het ons verstaan. God reageer op twee maniere. Die eerste ene was, hy het gereageer in oordeel. Maar die tweede reaksie, hy gee genade aan sy mense. Die laaste woord voor die vloed, vers 8. Maar Noag. Daar's baie keer verse, en dit verstom my, want dit praat elke keer van God se genade. As hy die toestand van 'n mens, of van die mensdom, of van sonde, of wat ook al skilder, jy sien die geskiedenis is in 'n rigting, maar dan is daar 'n maar. Maar God. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dis 'n ingrype van God. Dis 'n ingrype van God se kant af. As God nie ingegryp het, die vriende, was daar geen lyn verder nie. Dan was daar niks meer wat na die Messias toe moes lei nie. Daar is genade van God aan sondaars wat in hom glo. Daar is genade as mense na God toe kom en sê, Here, ek kan nie myself vertrou nie. En ek sien dat my hart, ek treur, soos wat Matteus 5 die bergpredikasie sê, salig is die wat treur. Ek treur oor my sonde. Ek wil nie so wees nie. Sal u my verander? Sal u my nuut maak? Daar is genade vir sondaars wat in die Here Jesus glo. Ten spyte van, onthou nou Noag se wêreld, ten spyte van buitengewone boosheid, ten spyte van die perversie van ons dag, ten spyte van al die gruweldade van ons dag, en die boosheid van ons gedagtes, hoe moet ons lewe? Hoe moet u en ek in hierdie wêreld lewe? En die antwoord is, net soos Noag, ons moet genade kry by God. Ons moet genade kry by God. Noag was 'n sondaar. Moenie in hierdie verse inlees, en ons gaan later kyk na Noag se lewe. Moenie daar inlees, as ons later gaan sien, Noag was 'n regverdige man, dat hy regverdig gebore is, en dat hy sondeloos was, of iets van die aard. Nee, hy was nie. Hy was 'n mens, 'n sondaar, soos u en ek, maar hy het genade gevind by God. Hy was 'n sondaar, gered uit genade deur die geloof. Maar nou as ek afsluit, moet ek vir u die groter prentjie wys. Die duiwel se plan om die saad van die vrou, die lyn van Abel, die lyn van Set, dis die heilige lyn. Die plan van die duiwel om hierdie lyn tot 'n einde te bring, om dit te laat uitmoor of te laat kwyn of wat ook al, die plan van die duiwel was om dit te bewerkstellig. Nog altyd. Maar God sal dit nie toelaat nie. En dis 'n bemoedigende gedagte. God sal nie toelaat dat sy volk, sy kerk, sy kinders, sy mense, sy skape, noem dit wat jy wil, God sal nie toelaat dat sy mense so tot 'n einde kom nie. Hy is die een wat genade gee. Noag en sy gesin het deur die vloed gegaan, en God het hulle bewaar. Aan die ander kant 'n nuwe geslag begin, sodat hierdie lyn kan voortgaan, en hy het gesorg dat daar nie weer sulke booshede gebeur soos in daai tyd. En daar is nog steeds geweld, daar is nog steeds perversie en al hierdie dinge, maar hierdie dinge wat voor die vloed gebeur het, het hy gesorg sal nie weer gebeur nie. So in 'n sekere sin het God die sonde of die sondaars weggewas, maar hy kon nie die sonde wegwas nie. Ons gaan dit sien in Noag se lewe. God het die sondaars weggewas, maar sonde bly daar. En al wat ons moet doen is om te vlug na die Here Jesus. Weet jy, in die lig van die lyn van Set wat die Messias moes bring, kan ons sê, omdat God Noag bewaar het deur die vloed, omdat God Noag genade gegee het, het hy my genade gegee, want deur die lyn van Noag het die Messias gekom, wat gemaak het dat ek gered kon word. So God het Noag behou vir my en vir jou. As jou geloof in die Here Jesus is, moet jy sê, Here, dankie vir Noag, dankie vir hierdie verhaal, want dit, alhoewel hy die water gebruik het om die sondaars weg te spoel, net die bloed van Jesus kan sonde wegspoel. 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel, as ons in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Vriende, ons enigste hoop is die Here Jesus. Ons enigste middel, bron, hulp
is die kruis van die Here Jesus, sy evangelie. Hou daaraan vas. Dis wat ons help om heilig te leef. Dis wat ons help om met mekaar te assosieer, om te sê, ons het mekaar nodig. Ons moet hierdie stryd stry. Dis die bloed van die Here Jesus. Dit bring ons elke keer by die kruis uit. Dis waaroor dit hier gaan. Dis 'n baie belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Maar dit moet jou los, en dis hoekom ek by vers 8 wou eindig, want vers 8 is 'n positiewe punt. In aanbidding. Here, baie dankie vir Noag. Dankie vir genade. Dankie vir Jesus. Hy is die enigste een wat red. Ken jy hom? Is die waarlike kind van God? Hoe lief is jy vir die Here? Want dit bepaal eintlik maar hoe ons lewe, né? Hoe lief is jy werklik vir die Here? Dit wat in jou hart aangaan, is 'n weerspieëling van jou liefde vir die Here. Ken jy hom as verlosser? Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, ons kyk na die lewe, die wêreld voor die vloed. Ons sien dis eintlik maar ons wêreld. Ons sien die hart van die mensdom. U wys dit vir ons in die woord. Geweld, perversie, altyd deur. En al wat ons vanoggend kan doen is om te vlug na ons enigste verlosser. Om te sê, Here, ons het U so nodig. Sal U ons help, sal U ons genade gee. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons die Bybel kan verstaan. Dat ons nie hoef te wonder oor al hierdie dinge nie, maar dat ons kan weet, U het nog nooit verander nie. U bly dieselfde God, en U het ons U het Uself aan ons bekend gemaak as 'n God groot van goedertierenheid, barmhartigheid en trou. Een wat vinnig vergewe. Want daar's genade in U seun. Ek wil bid dat dit elkeen se belewenis sal wees. Ek wil bid dat hierdie dinge nie net vir ons interessante feite sal wees nie, maar dat dit Jesus sal uitlig, sal optel as ons enigste hoop. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Amen.